Die manier waarop mense 'n motor finansier en gebruik verander vinnig en een van die grootste nuwe tendense is motorsubskripsie. Vandag gesels ons met JP Leroux, hoof finansiële beampte van Drive.co.za om 'n bietjie meer uit te vind oor wat dit is en hoe hierdie model werk. JP, goeiemôre. Goeiemôre Pieter, dankie. Lekker om saam met jou hier te kan sit. Ons ken nou al vir Drive en wat julle doen, maar hierdie is nou vir my 'n lekker enetjie. Motorsubskripsie. In kort, wat is dit? Dis 'n lekker alternatief tot mobiliteit in Suid-Afrika, waarna ons kyk. Veral as jy dit vergelyk met jou ou tradisionele manier van finansiering by banke geld leen. Is 'n vaste maandelikse subskripsiefooi wat jy betaal. Dit sluit vir jou in die reg tot die gebruik van die voertuig, versekering, dienste, bande, ruitveers wat vervang word en soveel meer wat ons vir jou daar insluit. En die premie bly vas vir die tydperk wat jy die voertuig huur. So as ek dit reg verstaan met finansiering, dan finansier jy die kar, maar alles wat daarmee saamgaan is ook jou verantwoordelikheid dan en ekstra kostes. Dit is korrek. Teenoor die motorsubskripsie nou wat alles dan insluit. Ja. Nee, dit is as nou kyk na die verskil tussen karsubskripsie en tradisionele finansiering. Op tradisionele finansiering gaan jy byvoorbeeld by die bank gaan geld leen oor 72 maande of selfs 'n langer tydperk teen 'n rentekoers wat ook nie altyd gunstig vir jou gaan wees nie. Jy is vir 'n baie lang tydperk as jy tot 'n finansiële verpligting vasgebind daarso. En al die kostes wat saamgaan met die besit van 'n voertuig, daai werklike koste van eienaarskap, ek dink wat baie mense nie besef nie, is ook alles op jou. Onverwagte herstelkoste wat jy moet doen, dienste sodra die voertuig uit sy diensplan dit is 'n band wat jy ewesklik moet vervang. Die kostes vinnig op en mense begroot nie altyd daarvoor en het daai ekstra kontant om dit aan te gaan nie. Waar as jy en die ander ding ook, baie mense is eers hier na maand 40 na 45 toe in 'n posisie waar jy die posisie kan likwideer. En wat ek daarmee bedoel is dan is die lening wat jy aan die bank skuld eers minder as wat die voertuig werd is. As jy hom vroeër gaan likwideer, dan gaan jy nog addisionele kontant moet inbetaal na die verkoop. Ja. En dan baie mense sien ook nie as die volle 72 maande as 'n voorbeeld nou uit op hulle finansieringstermyn. Hy verkoop die kar alweer vroeër. En dan moet hy weer deur die goedkeuringsproses gaan waar aan die subskripsiekant nou weer gee ons vir jou 'n vaste subskripsiefooi wat jy betaal. Dit sluit al hierdie kostes vir jou in soos ons nou vroeër genoem het. Dis vir in ons geval 'n 24 maande termyn, so is vir 'n baie korter tydperk gebind tot hierdie. En ons probeer ook baie van die administrasie van jou hande afneem. Ons bespreek die dienste vir jou, ons betaal die diens. Ons bespreek hom vir jou by die naaste plek wat vir jou werk. As daar versekeringseise is, ons doen al die eise vir jou en ook lisensiering. Jy wil hier al nie ry gaan staan nie. En hierdie is alles soveel meer rede hoekom dit seker ook so gewild raak. Ja, absoluut. Ek dink mense se finansiële omstandighede of leefstylomstandighede verander vinnig. En iemand kry 'n gesin en wil 'n groter voertuig hê, of as jy na die negatiewe kant kyk, iemand het 'n finansiële afwaartse aanpassing in sy lewe, waar in die subskripsiewêreld is dit dan vir ons moontlik of jy dit kan sê, maar kom ons gee vir jou 'n goedkoper voertuig net en ons kan dit vandag vir jou doen. Ons gaan jou nie bind en sê jy moet nou eers hierdie tydperk uitleef nie. So daar's baie meer buigsaamheid en beweegbaarheid in die model. Begin met die klein stappies, maar Drive sal vir jou dryf om vorentoe te gaan en goedkoper en kleiner, eventually kan jy weer groter en beter gaan. JP, baie dank. Hierdie is verseker 'n baie interessante veld vir my, waaruit ou baie meer leer elke dag, maar julle ouens inisiatief wat julle aan die dag lê, maak dit hoekom ons by Drive.co.za draai moet gemaak. Baie dankie vir die inloer vanmôre. Baie dankie Pieter. Motorsubskripsie, wil jy nou meer? Maak seker julle bly warm, anders as ons gaste na die tyd, jy weet, hulle gaan jou laat afkoel of dink, daar waar jy nou is 'n beter plek. Sien jou nou weer.